Goed, ons is by dag 1 van ons Pinksterweek. Vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor vrede in hoop. Vrede in hoop. En ons teks vanaand Romeine 15 van vers 13. Nou ons het gesien sover dat vrede is deel van ons lewe. Ons het nou begin hierdie Pinksterreeks en ons het begin praat oor die gees van vrede, gees met hoofletter, want ons praat oor die Heilige Gees wat vir ons gegee is en wat vir ons vrede bring. Maar ook die gees met 'n klein lettertjie, omdat dit gaan oor die feit dat daar vrede tussen ons is en die vrede wat ons as kerk op aarde bewerk, en ons gaan nog meer soontoe gaan in die reeks. Maar ons is besig om te kyk na vrede, en ons het gesien sover dat vrede vorm ons identiteit. Dit is wie ons is as kinders van die Here, as Christene, as lidmate van die kerk, en vrede is wie ons is as kerk. So vrede is wie ons is. As mense vir ons vra, wie is julle as Christene, dan kan ons sê, maar ons is vrede. So, hoe is ons dit? Hoe is ons dit? Ons is dit omdat ons dit glo en omdat ons dit aanvaar. Ons glo dit en ons aanvaar dit. Ons is dit omdat dit ons denke verander. Dit vir ons verander ons denke rondom hierdie waarheid, en in die derde plek is ons dit omdat ons so begin leef. Dit laat toe dat vrede laat toe, of ons laat toe dat vrede ons optrede bepaal. Ons laat toe dat dit ons aksies in hierdie wêreld bepaal, en ons laat toe dat dit ons reaksies in hierdie wêreld bepaal. Met ander woorde, wanneer ons in sekere situasies kom as 'n Christen, as 'n kind van die Here, dan gee dit vir ons eintlik 'n kans soms, of is dit wat ons veronderstel is om te doen, is om soms net 'n pause te neem, 'n klein onderbrekingkie te maak en te sê, is hierdie optrede in die gees van vrede van wie ek is? En wanneer ons moet reageer dikwels, iemand sê vir jou iets, of iets gebeur, of ons lees van iets wat onvrede in ons harte laat opwelm, dan is dit die oomblik wanneer ons half moet stilstaan en sê, maar is dit die reaksie van vrede? So ons glo en aanvaar dat ons vrede is. Ons is vrede, hoekom? Dood eenvoudig, omdat God so sê. Daar is geen ander rede hoekom ons kan sê, maar ons is vrede nie. Julle gaan my verskoon as ek nou nie vanaand uit die Bybel uit lees nie, want dit is 'n bietjie donker hierso. Ons teksvers vanaand, Romeine 15 vers 13, wat sê, en ons kan hierdie vers op sy eie sit in hierdie hoofstuk, want Paulus is daar besig om te praat oor, in Romeine 15, oor die gemeenskap, en hy bring so 'n paar dinge by mekaar, en dan kom hy met hierdie vers, wat eintlik so half op sy eie staan hier, en hy sê, mag die God van hoop, julle, deur julle geloof, met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag die God van hoop, julle deur geloof, met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons kyk gou so vinnig na hierdie vers en ons ontleed dit. Ons sien in die eerste plek praat hy van die God van hoop. Ons het gesien verlede Sondag dat God is ook die God van vrede. 1 Tessalonisense 5 vers 23. God is vrede. In hierdie skrifgedeelte kom sy, God is hoop. So, ons sien God se karakter. Ons sien wie is God. Hy is 'n God wat vrede gee. Hy is 'n God en hy's 'n God wat
hoop is en gee. En daarmee kom vul hy ons nou met blydskap en vrede. Hy kom vul ons met daai twee dinge, sê hierdie teks vir ons. Blydskap gaan ons nou woensdag aand so 'n bietjie verder oor praat, en dan sê hy, so ek gaan nou nie vanaand verder oor blydskap praat nie, en dan sê hy oor die vrede, wat ek Sondag so 'n bietjie meer gaan praat. Die Griekse woord hier is eirene, wat iets beteken van die oorvloedigheid en die oorloop van God se seëninge en se volheid van wie ons is in Jesus. Die Hebreëse woord shalom beteken voorspoed en oorvloedige guns wat ons het. So, hoekom het ons dit? Hy sê in hierdie steekvers vir ons hoop, dat ons hoop oorvloedig word. Oorvloedig word. Daai woord oorvloedig is 'n geweldige sterk woord in die Grieks. Dis letterlik daai van vol tot oorlopends toe. Met ander woorde, daai van, dit is nie net 'n bietjie volmaak nie, dit is nie net soos 'n slukkie water nie, dit is volmaak totdat dit oorloop. Psalm 23 sê, U laat my beker oorloop. Dit is oorvloedig, kom gee hy vir ons sy hoop. En dit is presies wat ons is, as 'n gemeente. Ons is lyfhore, en wat die Here eintlik vir ons sê, is dat hy wil ons volmaak, so volmaak van sy hoop en sy vrede en sy blydskap, dat ons oor sal loop. Dat ons nie net lyfhore is, wat is 'n bietjie water hier onder dit, maar dat ons sal oorloop daarvan in ons lewe. En hoe doen ons dit? Ons doen dit, sê hy, deur die krag van die Heilige Gees. Die Griekse woord daar is dynamis, gaan nou terugkom na daai woord. Die krag van die Heilige Gees doen dit. En hoe verander ons dit? Dit verander die fondasie van ons lewe. Met ander woorde, dit verander hoe ons leef, dit verander hoe ons besluite maak, dit verander hoe ons optree, omdat ons weet, maar ons is dit in Christus, en omdat ons dit in Christus is, en die Heilige Gees dit in ons waar maak, kan ons dit leef. Hoe doen ons dit? Ons verander die manier waarop ons dink. Ons verander die manier waarop ons dink. Dit beteken dat ons gedagtes vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê Paulus, julle moet julle gedagtes nou vernuwe met hierdie nuwe waarheid. Watter waarheid? Waarmee moet ons dit doen? Ons doen dit met dit wat hy alles gesê het van hoofstuk 1 tot 11 in Romeine. Wat sê in hoofstuk 1 tot 11? Hy sê vir ons presies wie ons is as 'n mens, presies wat het Jesus Christus kom doen, wat het hy kom bereik met sy sterwe en sy opstanding, en wat is nou waarvan ons deur die Heilige Gees. Dit is daai hele gedeelte van Romeine. So ons verander die manier waarop ons dink. Met ander woorde, wat verander ons? Ons verander omdat ons besef wie is God. Ons besef nou wie ons is in Jesus. Ons besef wat het hy ons kom maak, en ons besef nou wie ons is. So vrede gee hoop, sê hierdie gedeelte vir ons, en hoop gee vrede. Vrede gee hoop, daar's 'n rustigheid in my, en wanneer ek in 'n situasie kom, kan ek kalm raak en asem skep en sê, maar daar is hoop, want God is hoop. En omdat ek hoop het, kan ek vrede hê, te midde van die wêreld, te midde van die situasie wat ek in die gesig staar. So ons loop oor van hoop, en dit maak van ons 'n instrument van vrede en blydskap. Omstandighede, storms, emosies, mense, uitdagings, en ook my voorspoed in hierdie lewe, wanneer dit goed gaan met my, en dinge regloop, dit is nie wat ons hoop en ons vrede en ons blydskap in hierdie lewe bepaal nie, maar wat ons fondasie is wie God is, en wie ons in hom is, en wat die Heilige Gees dan in
ons kom doen. So ek bou my lewe nie op mense nie. Ek vertrou nie op mense nie, ek vertrou nie op die menslike dinge nie, ek vertrou nie op die dinge van hierdie wêreld nie. My vertroue is gebou op die fondasie van wie God is en wie hy my in Christus maak, en daarom kan ons die beste wees. Daarom kan ons die beste uitleef in hierdie wêreld. Daarom kan ons die beste maak van ons lewens en van die wêreld waarbinne ons leef. Ons kan ons beste gee, want ons is soos wat God is. En hoekom? Want die Heilige Gees is in my. Hy's by my en hy is in ons as kerk. En dis baie belangrik dat ons dit besef. Die Heilige Gees is by my persoonlik in die eerste plek. Hy is in my. Hy is saam met my. Hy gaan elke dag saam met my en is by my waar en hoe en wat ook al gebeur in my lewe, is die Heilige Gees by my. Maar belangrik ook daarmee saam is, dat hy is in ons as kerk. So ons is nie net individue wat eenkant alleen staan en ronddobber in hierdie wêreld nie, maar ons is kerk. En daar is 'n geweldige krag van die Heilige Gees in die werk in ons as kerk. So die Heilige Gees, omdat hy in my is en omdat hy in ons as kerk is, kan ek nou oorvloedig leef in vrede. Ek kan nou oorloop. Toe Jesus op aarde is, het hy vir ons kom wys. Want hy kom loop oor van vrede, van hoop, van blydskap. Dit is wat hy in sy menslikheid kom wys het, dat te midde van die sonde, te midde van die storms van hierdie wêreld, te midde van die uitdagings van hierdie lewe, kan ons leef in God se blydskap, se vrede, se hoop.